is ook tyd vir hulle wat die voorsit van die Here gaste is. Dis 'n riem onder die hart, want dit is so maklik om te sê, dis naweek, dis die einde van die week. Ons kan hierdie een maar verbygaan, dankie vir julle moeite. Dat julle hier is. Die Here sê vir ons in sy woord, salig is jy wat tree, want jy sal vertroos word. En daarmee weet ons dat God jou sal vashou. As jy teen hom kom, sy liefde sal jou oorspoel. Ons sit net so dan met ons saam. Here, baie dankie dat ons in die teenwoordigheid kan kom, Vader. Want ons moet erken, ons het U nou nodig, meer as ooit tevore. Ja, Here, wanneer dit 'n ma is wat huis toe is ons harte hier verskriklik seer. En dit is verskriklik moeilik, Here. Want ons weet by U is alles veilig. Ons weet by U is daar 'n rots, is daar nooit doodslag, nie pyn, nie lyding, en daar is geen trane nie, en daarvoor sê ons dan. Ons is nog aan hierdie kant, Here. Hierdie kant is dit seer. En daarom is ons gebed dat U ons sal vertroos, dat U ons sal vashou, dat U ons sal lei op die pad van geregtigheid, sodat ons op een dag kan aansluit wat ons vooruit te gaan. Dankie met elke mooi oomblik wat daar was, Here. Dis goue herinneringe wat ons altyd sal koester. En dankie ook vir die kere wat ons nie so lief was vir mekaar. Wat ons gegrom het vir mekaar, want daardeur het ons karakter gebou. Dit het ons gemaak wie ons is vandag. En dankie dat ten spyte van dit het U ons nooit een oomblik alleen gelaat. Nou word ons stil voor die Vader, dat U het laat dit gebeur. Ons kan nog steeds vir U loof en prys. En aangesig van U. Dankie daarvoor, Here. Amen. Dus as Marie het gesê, my kies is bewyse van die feit dat ek ook daar was. 'n prentjie kommentaar op my bestaan. Kom ons kyk na haar prentjie kommentaar. Don't cry too long, my darling ones. Though I had to go, my love lives on. I see your tears, I feel pain, but I'm right here with every breath you take. There's no more pain where I now rest, no more fear inside my chest. I'm in the light, I'm free, I'm whole, but you still carry half my soul. These are my words from heaven above, wrapped in grace.
geleentheid gee dat jy die versies kan aansien. Lord, I need to meet you there. In these waters, healing mercy flows with freedom from despair. I am going to that river. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you Bluetooth mode. Connected. I am going, bringing sins I cannot bear. Come and cleanse me, oh come forgive me. Lord, I need to meet you there. In these waters, healing mercy flows with freedom from despair. I am going towards that river. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. En ons vraag die einde van Alex Zette se Honda. Jy wil net ons al kyk asseblief. So Hyundai. Alex Zette. Serie nog. He is waiting. Jesus, long to
Ek wil vir ons graag lees uit Johannes 8 uit. Ongelowige sterf in hulle sonde. Ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling. Verder het Jesus vir hulle gesê, ek gaan weg en julle sal my soek, maar julle sal in julle sonde doodgaan. Waarheen ek gaan, kan julle nie nou kom nie. Die Jode het reageer, hy kan tog nie homself in die lewe bring nie, omdat hy sê, waarheen ek gaan, kan julle nie nou kom nie. Toe het hy vir hulle gesê, julle is van hieronder, ek is van daarbo. Julle het julle oorsprong uit hierdie wêreld, ek het my oorsprong nie uit hierdie wêreld. Daarom het ek vir julle gesê dat julle sal sterf in julle sondes. Want as julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sondes doodgaan. Hulle vra vir hom, wie is jy nou eintlik? Jesus se antwoord was, wat het ek vir julle gesê van die heel begin af? Ek het baie oor julle te sê, en 'n voordeel oor julle uit te spreek. Maar hy wat my gestuur het is ek, en wat ek het, en wat ek by hom gehoor het, dit deel ek aan die wêreld mee. Hulle het nie verstaan dat hulle besig was om die Vader met hulle te bespreek. Jesus het daarop vir hulle gesê, eers as julle my, die Seun van die mens, verhoog het, sal julle begryp dat ek is wat ek is. En dat ek uit my eie niks doen nie, maar net praat soos die Vader my gerig het. Hy wat my gestuur het, is by my. Hy het my nie verlaat nie, want ek altyd die dinge doen waarvan hy hou. Terwyl Jesus hierdie dinge gesê het, baie mense in hom gerig het. Ons hoor so 'n bietjie hier van Moses by 'n braambos. Die praat met hom. Ek is wie ek is. En as God nou 'n naam vir homself het, is dit die naam wat hy homself noem. Ek is wie ek is. Die beteken vergeet ons wie is die ek is. Want in ons eie is ons die hele tyd besig om titels te hê. As ek meneer geword en mevrou, en dokter, en dominee, en pastoor, en gegradueerde, en sy edele en excellentie. Maar die ek is nog altyd ek is. En hy het nog nooit verander nie. Is die enigste een wat jy titel het. Kom ons spreek op as meester. Hy is die enigste een. Toen die mense sê tot vandag toe Rabbi. Hy is die enigste een vir wie konings op hulle knieë gaan. Hy is die ek is. En dan kom die Bybel na ons toe en dan sê, niemand kom na die Vader behalwe deur die Seun. Niemand kom na die Vader behalwe deur ek is. Ons is so vasgevang in dinge oor name en hoe ons name noem. Ek wil nie daaroor uitbrei nie. Ons gaan nie met mense stryd en argumente betrokke raak. Maar hierdie is die naam wat God homself noem. Ek is. En as hy by die braambos kom en Moses gaan nader, dan sê hy kom, trek die skoene van die voete af, want die grond waarop jy staan is heilig, wanneer jy in die teenwoordigheid kom van ek is. En eintlik behoort ek en jy elke dag van ons lewe God se teenwoordigheid te wees, en die skoene van ons voete af te trek. Want ons is in die teenwoordigheid van die ek is. Engels sê dit baie mooi, I am. Jy begryp dat? Jy sien, ons mense wil vra vir ons titels. Dan dink ons aan helde bekerings wat daar is vir politikuste, vir sportsterre, vir koninklikes, vir mense wat ons reken het iets gedoen. En die een wat gekom het om ons sonde te vergewe, gee ons die Here titel. En as ons gaan kyk na die wêreld en wat het van die wêreld geword, hoe was God gebruik? Die ek is. En die ek is die een wat vir ma by die hand kan vat. Wat vir haar gesê het, my kind, jy gaan nie sê, ek kom haal jou sodat jy by my kan wees. Want hy die recht daartoe, hy die mag daartoe. Hy die dood. Die dode het gekom. Hy die sleutels van die dood. Sonde, maar sal er achteraan.
Die enigste wat hy vir homself nie so aanstel is wanneer hy sê, ek doen die dinge van my Vader. En dan dink ons aan ons eie self, wanneer ons doen wat ons paas vir ons sê om te doen, dan dink ons nie reg dat ons is vreeslik goed. Maar Jesus besef so, dat wanneer hy die teenwoordigheid van die Vader is, wanneer hy doen wat die Vader van hom verwag, wil hy reg te doen. En hy doen wat die Vader van hom vra. Wat is dit wat die Vader vra? Die Vader het gekom, Johannes 6 vers 38, om te sê, hierdie is my wil. Dit is die wil van die Vader, dat niemand wat aan die Seun behoort, verloor moet gaan. Sodat elkeen wat ek aan die Seun gegee het, maar, sal ek geskryf. As dit nie so was, sê Jesus nie ons gesterf in 'n kruis. Ons gesterf. Die Vader ons aan hom gegee. En dis die wil van die Vader, dat ons wil lewe, dat ons in sy teenwoordigheid mag staan, en mag weet, ons is veilig. Dit maak nie saak wat jou Vader is. Want ek en jy lewe op aarde, die tydelike dimensie, en dan lewe ons as ons dit altyd is. Want hier is dit wat ons ken, wanneer iemand sterf dan het ons intens seer hierson, en ons wêreld val uit mekaar uit. Omdat God God is, omdat Jesus die ek is, het sy as nie op aarde uitgeblaas nie. Sy hart sy op aarde uitgeblaas het. Die sterwe vir die werk, sodat sy nooit weer kan doen. Hoor wat ek sê, dit klink vreemd, maar luister mooi. Die oomblik toe sy haar asem hier op aarde uitgeblaas het, 15 minute. Het sy gesterf hier in die wêreld, sodat sy nooit meer kan doodgaan. En nou kan sy nie meer. Jy sien, wanneer ons gebore word, is ons reeds op hierdie pad na ons sterfte. En elkeen van ons, hoe groot of hoe klein ons is hierson, is maar eintlik in 'n ry nie skop nie. En hier is 100% die sekerheid wat ek hier het, een van ons wat hier sit, sal volgende sterwe. Maar ons almal wat hier is, sal die een wees wat volgende gaan sterwe. Wanneer dit gebeur, weet ons nie. Waar sy is, kan sy met lewe. En Openbaring leer ons, die Here droog al die trane af wat by is toe verloor. Waar sy is daar een lewe. Waar sy is daar lewe en oorvloed. In Jesaja 55 sê die Bybel vir ons, sê die Here kom koop van my gratis en verniet. En vriend, die kan ons gratis en verniet koop. Maar wanneer ons die ewige lewe kry, kry ons dit ek is. En ons kry dit gratis en verniet. Ek weet nie van julle nie, maar ek sien nie een persoon wat hier is, wat beklei het deur die dood nie, wat beklei het om die dood te oorwin, wat beklei het in die Satan, sodat die tande van die dood vertrek. Almal van ons wat hier is, het die geskenk van ewige lewe gratis en verniet gekry. Wanneer ons kyk na ons kinders, ons gaan laat hulle studeer en dit kos ons 'n plase prys. En vir julle wat student op die universiteit, ek voel julle seer. Sy klimmak is eintlik onmoontlik. Dit kos ons wel wat ons kinders laat kry. Maar ons doen dit door die liefde wat ons vir hulle het. En hulle kry dit gratis en verniet, want mamma en papa is die hele tyd besig om te staan. En miskien waardeer hulle dit nie altyd soos hulle moet. Maar waardeer ek en jy
Christus Jesus vir ons. Want toe Dawid Pontius Pilatus gestaan het, en Pontius Pilatus kom sê, weet jy wie ek is nie, ek het die mag om jou vry te laat, en sê hy vir hom, en toe speel hy met hom eindelijk, en hy sê vir hom, jy het geen mag oor my. Want as ek nie hier wil wees, kan ek nie hier wees. Dat ons sê, nou wees jy te sê, wie sê, jy is. Sien, in elke situasie het God, die Heer, selfs vir Jesus, die kruis op word, het God die Heer gehad. Selfs in die aanwissing van die Heer, het God die Heer. As hy die Heer, dan kan sê, ek is. En niemand kom by die Vader nie, behalwe deur my nie. En waar ek kan, julle kan my nie volg nie, ek kan na my Vader. Julle kan my nog nie volg. Die pad. En waar het die pad geloop? Sy het die pad geloop, dat ons leven nie, en die tyd daar was lekker. Ander daar was nie so lekker. En as ons kinders is, en ons kyk so na, wat ons kinders weer gaan, dan moet ons herken, daar sit daar was minder lekker. Dus vir ons wat agterblij, baie minder lekker om dit te sien, want jy voel weerloos, jy voel verlaten, jy voel was niks wat jy kan doen, want dit is ander nie. Jou beste sorg help net absoluut niks. En jy kan nou maar doen wat jy wil, as jy achter aan die pad kom, dan kom maar. Maar dis daar waar ons die echt is. Dis dan wanneer ons die Here nodig het wat vir ons sê. Ons ongelowige sterf ons in onsself. Maar omdat ons glo in hom, dat die dood oorwin het, Johannes 3 vers 16 sê dit, sodat elkeen wat glo nie verlore mag gaan. En daarom het ons leer. En dan raak hierdie vir ons seer, maar aanvaarbaar. En waarskynlik sê jy toe dit nou nie so goed gaan met Marie, kan ek net ek om te sê, Heer, sy is gereed, kom maar. Ons sê recht dat sy so met my. En die oomlik toe sy haar asem uitgebaas het, het jy in die skop gekom, maar ek het dit nou gebid hiervoor. Ek het al brood gewees. Jy kan nie vergeet. Jy het vanaf gewees dat sy die teenwoordigheid van die ek is kan wees. Jy weet het nie. Ons is nie daar. Ons is nog nie daar. David sê dit vir sy dienstknegte, my kind kan na my toe terugkom en ek eendag na hom toe gaan. Maar nou gaan ons eers fees. As ek kyk na die kos wat jy hier aangebring het, ek spot, ek lyk so goed, dat ek net so goed. Dis 'n Bybelse instelling. En ons weet nadat iemand weet is. David het gesê, kom laat ons fees vier. En ons eet op maar, wat hemel toe is. En ons eet wat, die is 'n soete bruiloft gewees. En ek het dit al baie keer vir mense gevra, maar kyk vir my, dis het vergroot oor aan, wat is die verskil tussen 'n begrafnis en 'n troue? En dan sê hy, die ene is straal en die ander is blydskap. Maar die een het 'n venue en die ander het 'n venue, en die een het 'n bruid en die ander het 'n bruid. En die bruidegom is daar vir al twee. En as 'n troukar en as 'n troukar. En hy lyk net nie dieselfde. En as uitnodigings en as gaste. En die een berei vir 6 maande en die ander berei vir 6 dae. Maar is nie waar. Ek is die bruidegom. Sy bruid kom maar, sodat sy wil sodat sy nooit ooit vastgevang wees in hierdie aarde, dit wat ons ken. En dan kan ons verstaan die kom is waar nie te gesê het die Jode gesê, maar dit klink op homself ondood maak. Dan Paulus sê tot om het ek verlang daarna om hier te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. En as ek dit sê, dit doen ek net om my vrou vandag alleen moet gaan. Dit is baie gelukkig. Ek wil baie lang
gesê, ek mag het nie sê, maar sy het jou afgedaan. Ek was baie lang op daar wees. En ek verlang daarna om weer te gaan, by Christus te wees. Want as ek by hom is, gaan ons woord weer sê, dan is daar nie meer dood wat gaan kom nie, dan is daar nie meer pyn wat gaan kom nie, dan is daar nie meer trane wat gaan kom nie. Dan begryp dat ek, dat hierdie reeds oorwin. Toe Jesus sy asem uitgeblaas het en gesê, dit is volbring, het hy gekom en gesê, ek wil die pad die Here nou voorberei, sodat jy by my kan wees. Ek het hierdie pad voorberei, dat jy kan lewe al sterwe jy ooit. Want ons is gemaak om eenmaal te sterwe hier op aarde. Maar ons was nooit bedoel om vir altyd op aarde te wees nie. Ons is bedoel om in God se teenwoordigheid in die hemel te wees. Die loon van die sonde is die dood en ons sterf as gevolg van die feit dat ons sonde doen. Maar ons lewe as gevolg van die feit dat Jesus die dood oorwin. En hy het die dood oorwin vir my en vir jou. En hy sê het na oorwin. Er is niemand van ons wat kan omdraai en sê, maar daar is nie vir my 'n moontlikheid om God se heerlikheid te sien. Daar is nie vir my 'n kans nie, maar dis nie jy wat die prys hoef te betaal nie. Jesus het klaar die prys betaal. En die prys betaal, hy het die geveg beklei. Hy is gemartel, gegeesel, gekruisig vir my en vir jou. Die boodskap in Galasiërs 5:5 staan geskryf in die Heilige Gees sal sorg dat ons gereed is om vir God te staan as 'n voorbeeld. Maar was gereed om vir God te staan toe dit daar weet is en die Heilige Gees het daarvoor gesorg deur die werke en deur die dade van Jesus Christus wat sy lewe vir ons afgelê het. Dis hoe hy wil vir ons sê. Dis hoekom Jesus sê doen die werk van my Vader. Hy het nooit gekom om sy eie werk te doen, hy het gedoen om hom te verheerlik wat hom gestuur het. Hy het gedoen om die werk van sy Vader te doen, om ons weer gelyk te maak aan hom. Want in Romeine sê hy van ons wanneer ons kinders van God is, word ons sy broers en sy susters. Dit is ons broers en susters. Wat ons lewe is nie beter. Maar lewe van Jesus lewe. Sy is nie beter. Wanneer jy aan haar dink, en jy dink aan haar dat sy dood is jy in werklikheid besig om die werk van die Vader te doen het deur Jesus Christus te wil aanstaan. En dan die op net. Waar? En ons glo sy is dood, dan glo ons nie dat Jesus die werk van sy Vader te doen. En dan kan ons verstaan, die Paulus het pronkere vir hierdie brief van hom gesê, troos mekaar met hierdie woorde, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Want hierdie is bemoedigende woorde, hierdie is nie woorde van trane, hierdie is woorde van absolute geluk, van absolute dankbaarheid. Ons lewe van Jesus lewe. Ons lewe as gevolg van ek is. Ons kan vir die Here baie name gee, ons wat hom baie titels gee. Maar die grootste titel is seun van God. Ek is die enigste seun van God. Ek is die een wat jou in die slawerny van hierdie wêreld bevry. Dat my lewe vir jou prys gegee. Ek is die een wat jou die lewe kom gee, sodat al gaan jy aardse liggaam ten gronde, dat jy nog altyd kan lewe. Ek is die ek is. Jan Stallerig, direk. Wie glo jy? Glo jy nie ek is wat ek is? Glo jy die seun van God? Die Bybel leer ons, niemand gaan na die Vader behalwe deur die seun. As jy die Vader ken, die seun en as jy die seun ken, die Vader. Dit is ons almal geskoon. Vir my en vir jou. In die Bybel, Christus, nêrens uitsonderings gemaak, wie die ewige lewe mag kry, en
wie dit nie mag kry nie. Ek het gesê hierdie ouens met die titels en die lang baccalaureus grade, hulle mag het kry, daai ouens mag het inkry. Ek het gesê sodat elkeen wat glo verlore mag gaan. Daar is een vraag wat ek vandag hier roep. Wat glo jy? Vir het eindelijk vergaan. Wat weet jy? De glo is het begin. Maar ek wil so ver gaan om te sê, ons moet nou al te weet. En die enigste manier wat die Vader verkoos, die Jesus is. En ons moet by nou al te weet. Dan moet by ons geen twyfel te wees. Want wanneer ons in Christus sterk, ons vir die Vader verleer. En is dat vir ons geen, maar geen woord doen. En dis nie Kobus Arts. Dis die woord van God wat vir ons sê. Want is nie meer oordeel vir die wat doen. Maar wat nie gered, grond van die oorlog sy was. Die hele was sy baie. Die hele was sy die wereld. Die wereld was sy oorlog. God is sy as een verskil. God is sy, die Here was. En ek en jy lewe, in die volheid saam met Christus Jesus. Dat ons weet verseker, ons plek is gereed. Dat wanneer dit ons weet is nie, dat ons kinders, en ons kleinkinders, en ons ouers, wie wil dan achterblijf? Die moet wonder. Waar is ma en pa die Jesus? Ek wil afsluit met die grootste geskenk, dat jy jou eie mense kan halen, en jy die dag verhuis, is dat jou eie mense moet gee, jou lewe veilig in die Here. Dat dit die geskenk wees, en ons nalatenskap wees, dat ons het nalaat die dag, as wat ons roep by om te kan. Amen. Here, dankie vir ektes. Dankie dat ons mag weet dat die teenwoordigheid in ons lewens alles is wat saak maak. Dankie dat ons mag weet dat U ons nooit verlaat nie. En is ons wat wegloop van U. Maar dankie dat ons dan weet dat die Bybel vir ons so seker sê dat U ons sondes vergewe, omdat U getrou is aan Israel. En ons weet dit uit na sy Here. Ons weet dit, Here, dat U is getrou. En die woord is waar en juist, en ons niks fout daarmee. Here, ons kom erken ons afhanklikheid van. En ons kom erken dat ons soveel kere tekort skiet. Ons het U nodig. Ons het nodig dat U ons moet vasthou. Ons het nodig dat U ons moet op die regte pad lei tot eer van U naam. Want ons eie ek is maar baie swaar. En ons soek gewoonlik maar na die naaste die mense die maklikste pad. Maar om saam met U te loop is nie altyd maklik, Here, maar U is weer gesag. Die las is baie meer. En U dra die pad vir ons. U dra die moeilikheid vir ons. U sien jy dat ons dat ons vasbyt het. Dat ons lewe in U is. Ek bid ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dat U is altyd ons is die kinders. Ons het U lief. Dankie daarvoor, Here. Amen. Ons wonder baie keer hoe kom God met volke met ons. En dan moet ons letterlik besef, wie ek is, sal begin verklaar. Die
die skepping gedoen het, het hy letterlik gesê, laat daar lig wees en daar was lig. En hy het gesê dat daar 'n koepel wees, maar die water in die land skei, en so het dit gebeur. Hy het gesê dat hy die droë grond plante voorskyn, so het dit gebeur. Toe het hy gesê dat daar hemelliggame wees, die son, die maan en die sterre, en hy het niks uit nie, het hy dag en nag gemaak. Het hy weke, maande, seisoene, jare gemaak. Toe het hy gesê dat daar diere in die veld is, voëls in die lug, en visse in die water, en dat hulle vermenigvuldig en vrugbaar wees. En alles het presies gebeur, soos God gesê het die wees. Nou lees ons van die Bybel in Genesis 1. God het gesê, dat ons mense maak na ons beeld. Dis wat belangrike woord is, iets leer wat beteken, ons is so naby aan God gemaak, dat ons soos sy skare weet, ons kan nie van hom losgemaak word. Maar ek het gesê, dat daar mense wees nie, het gesê, dat ons mense maak. Vader, Seun en Heilige Gees, van die begin. En hy het die stof van die aarde gevat. En hy die mens uit die stof van die aarde gevorm. En onthou ek ook sê dat daar mense wees en dit is so gebeur. En die mens gevorm uit die stof van die aarde. En in Genesis 2 lees ons, en nadat hy sy asem die mens geblaas het, en die mens in lewende wees. Maar as iets op uitgeval het. God sy asem, sy maag geblaas, sodat sy eweligheidswaarde het. Die stof van die aarde is ons gemaak, en ons stof van ons terugkeer. Stof tot stof. As tot as. Maar omdat sy asem in ons geblaas is, nie moet geblaas word, dis reeds in ons geblaas, en ek en die ewigheidswaarde. Behoort ons aan die eindis. Behoort ons aan die. En dan kry ons hierdie verskriklike mooi voorbeeld van die Here. Ek gee vir ons in Openbaring 'n kyk in die hemel en hoe mooi dit daar lyk. En ons by sy troon sit in die voete van Jesus en sê as 'n reënboog van smarag van die troon van God se brug. En dit ons God se teenwoordigheid is daar 'n reën. As geen storm nie. So storm op pad kom. So die reën ons sien ons gelukkig. Die troon van God is al 'n reënboog altyd. En die storm is altyd. En dan in Openbaring 2 vers 17 sê hy vir ons, wanneer ons vertrou is, sal hy vir ons van die weggesteekte manna gee, en 'n wit steentjie met 'n nuwe naam opgeskryf. Ek wil vir julle hier vandag. Dis in die Bybel. Die eerste vers staan dit, want hulle kan nie lees nie. Dis in die brief staan hier geskryf, Immanuel. God is altyd saam met ons. Maak nie saak waar ons is altyd by ons. En wanneer jy hierdie missie sien, ons vas op God se woord wat vir ons bedoel, wanneer ons vertrou is, sal hy vir ons van die weggesteekte manna gee, en dit met 'n nuwe naam. Die glo ons maak te baat met die naam op wat net sê. Die Bybel is vol die Here wat ons raak lees. En ons moet in die Bybel lees. Is dit nie vir ons in Christus wat die mens kan kry? Is dit weer? Ek gee vir ons in die Bybel. Ons lewe in sy getrou. Ons saamkom lewe. Here van die Here. En die Seun van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van ons wesen bly, van nou af tot die einde. Voordat ek die bedankings gaan doen, wil ek vra, wat iemand is wat graag vir iets wil sê. As ek nie daarvoor vra nie, maar wat iemand is wat iets wil sê, asseblief wees welkom. Tyd van ons houder van ons stemme.
dankies is op die agterkant neergeskryf. Die familie wil vir elkeen van julle dankie sê. Dankie dat julle hier is. Dankie vir die moeite wat julle gedoen het. Maak nie saak van waar jy gekom het nie. Dankie vir die kerk wat opvoed. Dankie vir omgee. Dankie dat jy dit pad op gesien hier te kan wees. Elke oproep wat daar was, elke SMS wat gestuur is, word oprechtbaar weet. Dis 'n paar van julle wat se name genoem word daar. Baie dankie. Grootste dank aan die Here Jesus Christus. Dat so merkwaardige mens ons midde is. En ek dink julle gaan saam met my stem. Julle lewe sou soveel meer gewees het as hy nie daar was. Daarom ek hier julle net in die Vader. Dat hy daar op is. Voor ons klaar maak, ek paar die orde redeltjies, en ons van julle wat rook, as die rode areas achter, dat die draaikeriewe is, so kom die jong aan uit. Ek kan nou nie tussen die stadse huis in van Amerika wil makkelijk en weet sal wil, die mag. Wat is by die stadse die familie julle recht maak. Ek het reeds gesê, dis 'n Bybelse tradisie. Jesus het die mense met precies in brood gevoed, 5000 maak. Elke keer as ek gegeven het op so. Ons Afrikaners hou van dit. Ons kan meer tyd saam met hulle. Ek het daar verby gedoop, dit lyk verskriklik lekker, so ek gaan nie dadelik huis toe. Ek kan net ons spandeer tyd saam met hulle. Dit is belangrik dat ons tyd saam. Meer as dit, julle was die laaste week daar vir hulle as die voorsit. Julle het vir hulle sê, ek gee omgeel, ek kan daar wees, en dan as jy my nodig het, vanaf van die huis, so mag julle nie weer daar doen. Want jy het al nie mooi en gesê wat julle moest sê. Hulle beter te laat sê. Nou is hierdie pasoon hard op julle doen. Dat jy weet nie hard. En die lewe is die realiteit, ons maar aan het ons eigen levens. Wat sê wat julle wel vir hulle kan? Bid vir hulle as krachtig. Bid vir hulle, want vanaf van hulle huis toe, alles en vir altyd verlang. Bid vir hulle, hulle dit weer nodig. As dit 4 maande van nou is, dan bid ons steeds vir hulle. Dat hulle gaan ons steeds nodig het. Maas is die kom van die familie. Die Bybel praat in Spreuk 31 van die waarde van die vrou. Dan wanneer jy ma verloor, dan sê jy kom van die huwelik, kom van die familie. Kom familie is vir mekaar. Dit is nie vir mekaar. Dit is die laaste boodskap wat ek daar hier het. Ek noem my in 13. Wat sê een stuk skuld wat ons nooit kan ophou betaal. Dis om vir mekaar lief te wees. Dis nie een berekening, kan nooit ooit. Miskien moet ek lees van 'n skool. Betaal alles wat jy verskuldig is, maar die een rekening wat jy altyd verskuldig sal bly. So mekaar lief te hê. As jy jou naaste lief het, betaal jy lief. Moet jy die een rekening altyd verstaan. Ons betaal hom altyd soos hy moet wees. Mag die Here ons sien. Ons gaan afsluit op 'n blomblaakie op die kussie te kom neersit. Dat ek het wel die kussie kan. Ek kan nie die briefings deel lees nie, ek het so daar asseblief. Ek kan het woord lees op die selfde, maar ek het geskryf. Ek weet nie die mens wat het geskryf het, wat ek sien.
hulle harte die vrienden voel wanneer hulle baie kritiek kry. Maar wanneer ons voor jou my dieselfde speel, ons sit in baartoekie is die leer, en kom groet. As jy ons goed sien, spot ons jou wees. Ons gaan jou verseker wees. Baie, baie dankie. Baie dankie julle, help julle self asseblief aan die verversing.